Hierdie week kyk ons na aansuiwerings en sluitingsoordragte. Dit is hoofstuk 10 en julle alles in een handboek. Vir huiswerk, maak seker dat julle deur hoofstuk 10 in die handboek deurlees, dat julle na die video's kyk oor die teorie en die praktiese voorbeelde en dat julle dan opdragte 1 en 2 aan die einde van hoofstuk 10 voltooi. Nadat julle die oplossings ontvang het, druk daarna die oplossings uit en vergelyk dit met julle eie antwoorde en maak die nodige regstellings. Probeer dan weer om die vrae te doen sonder die oplossing langs jou. Hoofstuk 10 bestaan uit 2 gedeeltes. Die eerste gedeelte handel oor die aansuiveringsjoernale en die tweede gedeelte oor die sluitingsoordragte. Dit is dus belangrik om te verstaan waarom aansuiwerings en sluitingsoordragte nodig is. Vir die eerste gedeelte word die aansuiveringsjoernaal inskrywings in die algemene joernaal aangeteken. Daar is sekere berekeninge wat ook gedoen moet word. Daarna word die aansuiwerings na die betrokke rekeninge in die algemene groepboek oorgeboek. En na dit word die na-aansuiveringsproefbalans voorberei. Hierdie proses volg dus dieselfde proses as wat julle in hoofstuk 3 en 4 geleer het, om eerstens joernaalindskrywings aan te teken, dit oor te boek na die algemene grootboek en dan 'n proefbalans voor te berei. Nou berei julle spesifiek die aansuiveringsjoernaalindskrywings voor en weer eens hierdie joernaalindskrywings word na die algemene grootboek oorgeboek en dan word 'n proefbalans voorberei. Die tweede gedeelte word dieselfde proses gevolg, maar nou word die sluitingsoordragte gejournaliseer. Hierdie sluitingsoordragte is vir die inkomste en uitgawe rekeninge, met ander woorde die nominale rekeninge wat afgesluit moet word. Daarna word daardie joernaalindskrywings oorgeboek na die betrokke rekeninge in die algemene grootboek en dan word daardie saldo's in die algemene grootboek oorgeplaas na 'n proefbalans wat ons noem die na-afsluitingsproefbalans. Daar is sekere inligting wat julle reeds onder die knie moet hê voordat julle met hoofstuk 10 aangaan. Ons kyk eerstens na die toevallingsbegrip wat julle in hoofstuk 1 geleer het. Hierdie begrip sê dat transaksies moet aangeteken word wanneer dit plaasvind, nie noodwendig wanneer kontant ontvang of betaal word nie. Dus as 'n kliënt eers later vir 'n diens betaal, maar jy het reeds daardie diens verrig, dan moet daardie inkomste aangeteken word as inkomste. Nog 'n begrip is wat ons noem die realisasiebegrip. Dit beteken wanneer inkomste verdien word, met ander woorde dit word gerealiseer, dan moet dit as inkomste erken word. En jy het inkomstes in hoofstuk 9 behandel. Wanneer ons kyk na uitgawes, wat julle ook in hoofstuk 9 behandel het, moet uitgawes ook op 'n sekere punt erken word. Eerste geval sal wees in die tydperk waarin hulle aangegaan is. So byvoorbeeld, as julle dan krag en water gebruik het in 'n spesifieke maand, is daardie uitgawe aangegaan, al betaal julle dalk eers daardie munisipale rekening in die volgende maand. Julle moet dit in die tydperk wat julle die krag en die water gebruik het, moet julle daardie uitgawe aanteken. Die tweede geval is wanneer inkomste wat voortspruit uit daardie uitgawe gerealiseer word. Dit noem ons die paringsbegrip. So as julle 'n uitgawe aangaan en dit veroorsaak dan 'n inkomste as gevolg van daardie uitgawe wat aangegaan is, dan gaan julle die uitgawe wat aangegaan is erken saam met die inkomste wat dan verdien word. 'n Formule wat julle moet ook ken, wat in hoofstuk 4 behandel is bruto wins is gelyk aan netto verkope min koste van verkope. En die formule vir koste van verkope is openingsvoorraad plus aankope min aankoopsretoure plus enige kostes op aankope, soos byvoorbeeld afleweringskostes of douanebelasting as die voorraad ingevoer word. Die eerste gedeelte van hoofstuk 10 handel oor aansuiwerings. Inligting in die finansiële state moet akkuraat wees en met akkuraat word daar bedoel dat die korrekte inligting in die huidige finansiële jaar ingesluit moet word. Dan moet dus onderskei word tussen wanneer is die huidige finansiële periode, wanneer begin en eindig dit. En dit onderskei met vorige en toekomstige periodes.
Die rede hiervoor is dat slegs inkomstes en uitgawes vir die huidige finansiële periode mag ingesluit word in die huidige jaar se finansiële state. As daar enige inkomstes en uitgawes wat aan ander periodes behoort of die vorige periode of toekomstige periodes, moet dit uit die inkomste en uitgawe rekeninge uitgehaal word. Aansyferings wat julle reeds geleer het. In hoofstuk 4 het julle geleer om eindvoorraad aan te teken. In hoofstuk 6 het julle geleer om depresiasie te bereken en aan te teken. In hoofstuk 7 het julle geleer hoe werk kredietverliese en wanneer daar verbruiksgoedere in voorraad is aan die einde van 'n jaar, soos byvoorbeeld skryfbehoeftes of verpakkingsmateriaal, het julle ook geleer hoe om dit aan te teken. Die nuwe aansyferings wat julle in hoofstuk 10 gaan leer, is inkomste vooruit ontvang en opgelope of agterstallige inkomste, en dan vooruitbetaalde uitgawes en opgelope of agterstallige uitgawes. Die doel dus van aansyferingsjoernaalinskrywings wat aan die einde van elke finansiële tydperk gedoen word, is om seker te maak dat die inkomste en uitgawe rekeninge vir daardie huidige finansiële jaar slegs die syfers insluit wat te doen het met die huidige finansiële jaar. Die eerste aansyfering is dan inkomste vooruit ontvang en die bewoording sê vir jou wat dit is. Dit is inkomste wat reeds ontvang is in die huidige finansiële jaar, maar die diens is nog nie gelewer nie of die goedere is nog nie verkoop nie. So die inkomste is nog nie verdien nie. Inkomste kan slegs erken word wanneer dit verdien word. As geld ontvang word, maar die inkomste is nog nie verdien nie, behoort dit aan die volgende finansiële tydperk. Voorbeeld 10.3.1 verduidelik inkomste vooruit ontvang. Ons verhoor kantoorspasie vanaf 1 Januarie tot 31 Desember 2000X. Dit is die huidige finansiële jaar, teen R1000 per maand. Die huurbedrag wat egter ontvang is, wat in die proefbalans aangeteken is R13.000. So ons het die geld ontvang in bank, ons het bank gedebiteer en hier inkomste gekrediteer. In totaal vir die jaar R13.000. Ons moet nou gaan kyk, maar wat is die inkomste vir die huidige jaar? En is daar enige inkomste wat dan aan die volgende jaar behoort? Die inkomste vir die huidige jaar, ons neem die R1000 per maand, maal die 12 maande, wat in die huidige finansiële jaar val, van 1 Januarie tot 31 Desember, ons het vir die volle jaar die kantoorspasie verhuur, so ons moet R12.000 toeken as huurinkomste vir die huidige finansiële jaar. Maar ons het reeds R13.000 ontvang. Die ander R1.000 behoort aan die inkomste vir die volgende jaar. Dit is dus inkomste vooruit ontvang. Die inkomste is nog nie verdien nie, want die kliënt het nog nie die gebruik van die kantoorspasie vir Januarie 2000 benut nie. Hy het reeds betaal vir Januarie 2000 maar ons is nog nie by Januarie 2001 nie. Ons is nog steeds hier by 31 Desember 2000X. Dus is die inkomste nie verdien deur hierdie besigheid nie. Hulle sal dit eers in die volgende maand, wat in die volgende finansiële jaar val, verdien. Daardie R1.000 moet dus by die huurinkomste van R13.000 uitgehaal word. Die oplossing is dus, ons moet huurinkomste gaan debiteer. Gewoonlik, wanneer jy dit ontvang, inkomsterekening word gekrediteer, wanneer dit ontvang of verdien word. So om dit minder te maak, moet ons dit gaan debiteer. En ons gaan skep 'n nuwe rekening wat ons noem huurinkomste vooruit ontvang. En ons krediteer die huurinkomste vooruit ontvang. Hierdie rekening sal dan onder bedryfslaste in die staf van finansiële posisie ingesluit word. Die tweede aansyfering waarna ons kyk, is opgelope of agterstallige inkomste. Dit is inkomste wat reeds verdien is, of die diens is gelewer, of die goedere is verkoop. Maar die besigheid het nog nie die geld ontvang vir daardie diens of vir daardie goedere nie. Dus is die inkomste self agterstallig, die kliënt moet nog betaal. Omdat dit in die huidige jaar verdien is, moet dit in die huidige finansiële jaar se inkomste ingesluit word.
Voorbeeld 10.3.2 verduidelik opgelope of agterstallige inkomste. Op 1 Januarie 2000 is R50.000 in 'n vaste deposito belê wat 8% rente per jaar verdien. Rente vir 12 maande geëindig 31 Desember 2000 was steeds uitstaande. Die finansiële jaar loop van 1 Januarie tot 31 Desember 2000 Die besigheid het 'n belegging vir die volle 12 maande gehad waarop rente verdien is. Maar daardie rente is nog nie deur die bank aan die besigheid betaal nie. Dit is dus inkomste wat verdien is, maar nog nie ontvang nie. Die inkomste is dus agterstallig, maar omdat dit verdien is, moet dit erken word in die huidige jaar. Die inkomstebedrag dan vir die huidige jaar is die R50.000 belegging maal die 8% rente vir die volle 12 maande. Dit is R4.000 per maand. Ons moet dan 'n joernaal-inskrywing doen. Ons moet wys dat hierdie rente-inkomste verdien is, krediteer rente-inkomste met die R4.000 en dan moet ons wys dat hierdie rente-inkomste aan die besigheid verskuldig is. Met ander woorde, die bank is 'n debiteur vir die besigheid. En ons noem daardie rekening opgelope of agterstallige rente-inkomste wat gedebiteer word met die R4.000. Die volgende aansuiwering is vooruitbetaalde uitgawes. En weer eens, dit sê vir jou wat gebeur met hierdie uitgawe. Dit is vooruitbetaal vir die volgende finansiële jaar. So hierdie uitgawe is reeds in die huidige finansiële jaar betaal, maar dit is nog nie aangegaan nie, want dit is vooruitbetaal. Jy kan 'n uitgawe aanteken slegs wanneer dit aangegaan word. Geld is betaal vir die uitgawe, maar die uitgawe is nie aangegaan nie. Dit behoort nie in die huidige jaar se uitgawes nie. Dit behoort aan die volgende jaar se uitgawes. Ons kyk nou na voorbeeld 10.3.3. Ingesluit by die versekeringsuitgawe van R3.000 vir die finansiële jaar wat op 31 Maart 2000 eindig. Kom ons stop eers hierso. Die finansiële jaar eindig op 31 Maart 2000 Dus het dit laas jaar begin op 1 April. En daar is reeds 'n bedrag van R3.000 in die versekeringsuitgawe rekening. Deel van daardie R4.000 is 'n bedrag van R2.400 ten opsigte van 'n versekeringspolis vir die tydperk van 1 Januarie tot 31 Desember 2000 Ons moet nou gaan kyk na die tydperk van die polis en waar stem dit ooreen met die huidige finansiële jaar. Die polis begin op 1 Januarie 2000 Ons finansiële jaar eindig op 31 Maart 2000 Dus die eerste 3 maande van die polis val binne die huidige finansiële jaar. Die res van die polis, April tot Desember, val buite die huidige finansiële jaar, so dit sal dan deel wees van die volgende finansiële jaar se versekeringsuitgawe. Ons moet nou gaan kyk, maar wat moet my uitgawe wees vir die huidige jaar? En ons kyk net na die R2.400, want 'n gedeelte van dit val binne die huidige jaar, die res val buite die huidige finansiële jaar. So die gedeelte van die R2.400 wat in die versekeringsuitgawe rekening moet bly, ons werk uit die bedrag per maand, ons weet dat die polis is vir 'n volle jaar, dit werk uit op R200 per maand, ons weet reeds dat die eerste 3 maande van die polis val binne die huidige finansiële jaar, R600 dus van die R2.400 sal deel wees van die huidige finansiële jaar se versekeringsuitgawe. Die ander R1.800, die ander 9 maande maal R200 per maand, val buite die huidige finansiële jaar en ons moet dit by die versekeringsuitgawe rekening gaan uithaal. Die joernaal-inskrywing is dus om ons uitgawe minder te maak. Gewoonlik word 'n uitgawe gedebiteer. Om dit minder te maak, moet jy die versekeringsuitgawe gaan krediteer met die R1.800 wat nie deel is van die huidige jaar nie. En ons gaan dan debiteer 'n rekening wat ons noem versekering vooruitbetaal, ook met die R1.800. Die laaste aansuiwering is opgelope of agterstallige uitgawes. Hierdie is uitgawes wat in die huidige jaar aangegaan is,
maar dis nog nie betaal nie. Met ander woorde, dis 'n uitgawe wat deur die besigheid aangegaan is, byvoorbeeld hulle het die krag gebruik, maar hulle het nog nie teen die einde van die jaar die rekening betaal nie. Die krag is in die huidige jaar gebruik. Dit moet aangeteken word. So dit is dan deel van die huidige finansiële jaar se uitgawes. Voorbeeld 10.3.4 verduidelik agterstallige uitgawes. Die water- en elektrisiteitsrekening van R750 vir Desember 2000X was teen die einde van die finansiële tydperk wat eindig op 31 Desember 2000X nog nie ontvang nie. Dit beteken dat die water en krag in Desember gebruik is, maar die besigheid het nog nie die rekening ontvang om dit te kan betaal nie. So die uitgawe is aangegaan, maar dis nog nie betaal nie. Die uitgawe dus wat vir die huidige jaar erken moet word omdat dit aangegaan is, onthou die toevallingsbegrip, is R750. So ons moet dan 'n joernaalinskryfing maak om te wys ons het die uitgawe aangegaan, so debiteer die uitgawe, water en elektrisiteit met R750 en wys dat hierdie uitgawe nog betaal moet word. Krediteer opgelope water en elektrisiteit met R750. Praktiese voorbeeld 1 sal in 'n aparte video verduidelik word. Ons kyk nou na die na-aansuiveringsproefbalans. Eerstens word al die aansuiveringsjoernaal-inskrywings aangeteken, soos wat in die vorige skyfies verduidelik is, en die aansuiwerings in vorige hoofstukke. Hierdie aansuiveringsjoernaal-inskrywings word dan na die betrokke rekeninge in die algemene groepboek oorgeboek. Daardie rekeninge wat geaffekteer is, word dan gebalanseer en 'n proefbalans wat al die rekeninge insluit, word dan weer opgestel. Maar hierdie proefbalans word opgestel nadat al die aansuiwerings aangeteken is. Ons noem dit dus 'n na-aansuiveringsproefbalans. Praktiese voorbeeld 2 word in 'n aparte video verduidelik. Die tweede gedeelte van hoofstuk 10 handel oor sluitingsoordragte. Dit is waar inkomste en uitgawe rekeninge wat ons noem die nominale rekeninge afgesluit moet word om die wins of verlies vir die tydperk te bepaal. Met ander woorde, elke inkomste en uitgawe rekening wat 'n saldo het, moet afgesluit word. Daardie saldo moet uit die rekening uitgehaal word en na spesifieke rekeninge oorgeplaas word. Die twee rekeninge wat ons gebruik is 'n handelsrekening en 'n wins of verliesrekening. Die rekeninge wat afgesluit word in die handelsrekening is verkope, verkoopsretoure en koste van verkope. Julle het reeds in hoofstuk 4 geleer watter rekeninge word teen koste van verkope afgesluit. Daarna word die bruto wins bepaal. Verkope min koste van verkope gee vir jou bruto wins. As jy die handelsrekening gaan balanseer, gaan jy hierdie bruto wins as 'n saldo hê. Daardie saldo word dan uit die handelsrekening uitgehaal, so die handelsrekening word ook afgesluit en dit word oorgeplaas na die wins of verliesrekening. Dan word al die ander inkomste en die bedryfsuitgawe rekeninge afgesluit teen wins of verlies. Wanneer jy die wins of verliesrekening dan balanseer, kry jy die wins of verlies vir die jaar. Dit is baie belangrik om te weet dat wanneer die inkomste en uitgawe rekeninge afgesluit is hulle saldo's dan 0 na die afsluitingsoordragte gedoen is. Ons kyk nou na die volgorde waarin hierdie sluitingsoordragte moet plaasvind. Eerstens, die rekeninge wat na koste van verkope afgesluit moet word en hierdie het julle reeds in hoofstuk 4 geleer. Dis beginvoorraad, aankope, aankoopsretoure, vrag op aankope en eindvoorraad. Die volgende een is wat na die handelsrekening afgesluit word. Dit is dan verkope en verkoopsretoure en daardie koste van verkope wat in stap 1 bereken is. Die saldo van hierdie handelsrekening, soos reeds genoem, gee die bruto wins of verlies. Wat na die wins of verliesrekening oorgeplaas word, is dan eerstens die bruto wins of verlies wat in die handelsrekening bereken is, en dan enige ander inkomste rekeninge en al die bedryfsuitgawe rekeninge. Die saldo van die wins of verliesrekening is dan die wins of verlies vir die jaar. Die laaste stap is dan
wat na die kapitaalrekening oorgeplaas word. Eerstens, daardie wins of verlies wat in die wins of verliesrekening bereken is, word dan daar uitgehaal en oorgeplaas na die kapitaalrekening. En enige saldo in die onttrekkingsrekening word dan ook afgesluit, uitgehaal uit die onttrekkingsrekening en oorgeplaas na die kapitaalrekening. Praktiese voorbeeld 3 word in 'n aparte video verduidelik. Die laaste stap is die na-afsluitingsproefbalans. Eerstens word al die sluitingsoordragte aangeteken, soos wat in die vorige skyfies verduidelik is. Hierdie joernaalinskrywings word dan oorgeboek na die betrokke rekeninge in die algemene groepboek. Daardie rekeninge word dan gebalanseer en die rekeninge in die groepboek word dan oorgedra na die na-afsluitingsproefbalans. Dit is uiters belangrik om te weet dat die na-afsluitingsproefbalans net bates, laste en ekwiteitsrekeninge gaan insluit. Onthou, al die inkomste en uitgawe rekeninge is reeds afgesluit. Hulle het 0 saldo's. So die na-afsluitingsproefbalans kan geen inkomste of uitgawe rekening insluit nie. Praktiese voorbeeld 4 word ook in 'n aparte video verduidelik. Maak seker dat julle deur die betrokke hoofstuk in die handboek deurwerk en dat julle al die voorbeelde in die hoofstuk ook self deurwerk.